Vader, ons loof U vanmôre, Here, ons eer U. Ons dankie vir U liefde, U goedheid, U guns, U grootheid, Here. Vader, ons dankie vir U woord. Vader, ons dankie vir U liefde. Ons dankie vir die Heilige Gees vanmôre, Here. Vader, ons dankie dat ons vanmôre U kinders is, Here, dat U sê dat U het ons die mag gegee om kinders van God vanmôre te wees, Here. Ons is nie net meer daar ver nie, maar ons het vanmôre naby gekom, Here. Naby aan U gekom, Here. Dankie vir U reddende krag vanmôre. Dankie vir die bloed van Jesus, Here, wat ons gereinig het van alle sonde en alle ongeregtigheid. Hoe groot en hoe wonderlike voorreg is dit vanmôre, Here, vir ons om dit te kan weet, dit te kan smaak, Here, dit te kan leef, Here, dit te kan ervaar vanmôre, Here, dat ons vrygekoop is vanmôre en dat U gekom het deur U Gees, Here, en ons vanmôre kom bedien, Here. En Vader, dat U die bloed van Jesus gekom het en ons voete gesit het op die rots vanmôre, Here, dat ons standvastig kan wees. Maak nie saak wat in die wêreld om ons gebeur nie, Here. U is vanmôre die rots. Sy naam is vanmôre Jesus, Here. By U is daar geen ommekeer, Here. By U is daar geen skadu van ommekeer nie. By U is U elke dag dieselfde, gister, vandag en môre, Here. U is ons standvastigheid, U is ons rots, U is die een waarin ons vertroue vanmôre sit, Here. En daarom loof ons U vanmôre. Daarom eer ons U vanmôre, Here, dat ons kan weet dat Jesus red, Here, dat Jesus is vir ons, dat Jesus is lief vir ons vanmôre, Here, en dat Jesus ons koning, Here, en ons papa is, en daarom loof ons U vanmôre, vir daardie wete, en Here, ek bid, dat U deur die Gees sal kom, Here, en net weer in elkeen van ons sal kom opstuur vanmôre, Here, wie U is, Here, en wie ons vanmôre in Christus is, en die autoriteit wat U ons gegee het, toe U gesê het, dat ons sal op slange, en ons sal op skorpioene trap, Here, Vader, dat U ons het ons U autoriteit gegee oor dit wat in die wêreld aangaan, Here, teen die aanslagte van die vyand het U ons U autoriteit gegee, Here, U woord sê sterker is hy wat vanmôre in ons is as hy wat vanmôre in die wêreld is, Here, en daarom kan ons U loof, Here, daarom kan ons U eer, Here, want ons weet dat U het reeds vir ons die oorwinning behaal op die kruis van Golgotha, Here, het U reeds oorwin, Here, en daarom vanmôre weet ons dat ons is meer as oorwinners, Here, deur Christus wat ons vanmôre die krag gee, Here. Ons loof U vanmôre, ons eer U, Here, ons dank U dat geen wapen wat teen ons gesmee word sal kan staande bly nie, want U is die een wat vir ons die oorwinning behaal het, Here. Vanmôre is daar krag in die naam van Jesus, vanmôre is daar krag in die bloed van Jesus, vanmôre is daar genesing in die bloed van Jesus, vanmôre is daar vrymaking in die naam en in die bloed van Jesus, Here. Ons kan vanmôre vry wees, Here. Die woord sê as jy seën jou vrygemaak het, sal jy vanmôre werklik vry wees, Here. En daarom wanneer die vyand kom en hy wil ons vrede steel en hy wil ons vryheid van ons af wegneem, dan weet ons dat hy sy uitgeklede vyand en hy sy leenaar. U woord vanmôre is die waarheid en U woord sê, Here, dat wanneer U ons vrygemaak het, is ons vanmôre werklik waar vry, Here. Daar is niks en wat die vyand teen ons kan doen of kan bring, Here, wat die vrede wat alle verstand te bowe gaan van ons kan nou wegneem. Loof U naam vanmôre, Here. Ons loof U naam, Here. Ons eer U want U is waardig. Prys hom vanmôre. Loof sy naam want hy is vanmôre goed. Loof sy naam vanmôre want hy is God. Loof sy naam vanmôre want hy is die koning van alle konings. Loof sy naam vanmôre want hy is waardig vanmôre om ons lof en ons eer te ontvang, want daar is niemand soos hy nie. En daar sal nooit wees enige iemand wat sy plek sal kan inneem nie. Vir ewig en ewig is hy die God en is hy koning oor van die konings. Ons loof U naam, Here. Waardig is U vanmôre. Ons doen nie godsdiens nie. Ons het 'n verhouding met Jesus. Hy is ons koning, hy is ons Here. En daar is krag en verlossing in hom. En ons laat hom toe om in krag te beweeg. Ons laat hom toe om te genees. Ons laat hom toe om te doen dit wat hy wil doen. He's a sovereign God. En ongelukkig het godsdiens
Jesus in 'n boksie probeer sit. Net so wees, en so wees, en so wees, en so wees. God sê nee. Ek sal beweeg soos wat ek wil beweeg. Maar as die mens dit teenstaan, die Heilige Gees beweeg net daar waar hy welkom is om te beweeg soos wat hy wil. Daarom is dit vir my belangrik om te sê, Here, beweeg soos wat U wil. En dan soms krap dit die beplanning wat jy vir 'n diens gehad het om. Maar dis gewoonlik vir my die lekkerste en die beste dienste as die Heilige Gees kom en hy kom bedien in plaas daarvan dat ons 'n program volg. En die dag as ons net 'n programkerk word, dan wil ek nou nie meer die pastoor wees van die kerkie. Soms volg ons 'n program, maar as ons net programgedrewe is en nie meer Heilige Gees gedrewe nie, then I do not want to do that. Want het is vir my belangriker dat die Here in mense se lewens sal werk en aanraak, mense sal laat groei, mense sal genees en vrymaak, as wat ons 'n program volg. Prys hom vanmôre. Nou ja, ek hoop julle het julle Bybel saamgebring, en ek hoop julle is gereed om so effens langer vandag kerk te hou, want ek lyk vir my, die Here het ander planne gehad. Nou ja, kom ons gaan vandag op Hebreërs 7, en Hebreërs 7 handel oor Melchisedek hoofsaaklik, en daar is baie keer 'n bietjie 'n misterie omtrent wie is Melchisedek gewees, en ek glo volgende, ons sal vandag bietjie daarna kyk, en daar is eintlik geen regtige misterie daarom nie, hy was 'n regte mens gewees. Kom ons gaan kyk wat sê die woord. So, die eerste ding wat ons moet verstaan oor Melchisedek is dat hy was op die scene gewees, lank voor daar 'n tabernakel was, lank voor daar 'n Levitiese priesterdom was, lank voor die wet by Sinaï gegee is, lank voor Aaron aangestel was, en lank voor die bovertrek met die Heilige Gees is 'n uitstorting was, het hierdie amper geheimsinnige priester koning, nou ons noem hom priester en koning, want dis hoe die woord om beskryf, priester koning op die bladsye van die skrif gestap het, en hy het gestap met brood en wyn. Nou, klink brood en wyn bekend in die woord van die Here. Ja, so ons gaan 'n bietjie kyk daarna ook. En sy naam was Melchisedek. So waarom moes Melchisedek in die bladsye van die Bybel, as dit so kort gedeeltjie oor hom, waarom moes hy in die bladsye van die Bybel verskyn? Want Jesus moes kom as hoëpriester. En hy moes kom as hoëpriester uit die orde van Melchisedek, en daarom was dit belangrik vir Melchisedek om in die geskiedenisboeke, wil ek amper sê, van die woord opgeteken te wees. Nou goed, Hebreërs 7, kom ons vat daar van vers 1 af, want hierdie Melchisedek was koning van Salem, ons sal nou kyk waar dit is, priester van God die Allerhoogste, so hy was 'n priester van God, so hy was koning en hy was priester, wat vir Abraham tegemoet gegaan het by sy terugkeer toe hy die konings verslaan het en hom geseën het. So waar lees ons van Melchisedek? Net so vinnig, so kort versies, daar in Genesis 14, vers 18 sien ons, en Melchisedek, die koning van Salem, wat 'n priester van God die Allerhoogste was, het brood en wyn gebring. Dit sien ons in Genesis 14, 18, vers 19, en hom geseën, hy het Abraham geseën en gesê, geseënd is Abraham deur God, die Allerhoogste, die skepper van die hemel en die aarde. Genesis 14, 20, en geseënd is God, die Allerhoogste, wat die vyande in die hande gegee het, toe hy Abraham hom die tiendes van alles. So 10 feite oor Melchisedek gou. Hy was die koning van Salem. So waar's Salem? Dit is waar Jerusalem nou is. Hy was van Jerusalem afgewees, dit was voor Jerusalem bestaan het, was waar Salem was. Hy was 'n priester van God in Abraham se tyd, en hy het Abraham ontmoet met sy terugkeer van militêre oorwinning. Abraham het hom 1/10 van die buit gegee. Melchisedek is koning van geregtigheid genoem. Hy is die koning van Salem of die koning van vrede genoem. Alles titels van Christus. Koning van vrede. Koning van geregtigheid.
het geen afkoms gehad nie. Nou die Griekse woord vir die afkoms is die genealogy daarvan, beteken sonder aangetekende vader of moeder en sonder 'n aangetekende begin van die dae en einde van die lewe. Vers 6. Hy het 'n vader en 'n moeder van geboorte en dood gehad, maar hierdie is nie aangeteken nie. So, wanneer ons na vers 6 kyk, dan sê hy nie daai het nie 'n vader en 'n moeder gehad nie. Dit was nie aangeteken nie. Dit was nie opgeteken nie. So, want hy was 'n tipe van Christus. Sodat hy 'n tipe van Christus kon wees wat 'n ewige wese was, werklik sonder enige begin of einde. So Melchisedek was net opgeteken dat dit lyk of hy sonder begin of einde was, maar hy het 'n vader en 'n moeder gehad. Dit was net nie opgeteken nie, want hy was 'n tipe van Christus wat werklik sonder begin en sonder einde is. Hy het 'n tipe van Christus gemaak sodat Christus 'n priester volgens die orde gemaak kon word. As God is Christus nie verwek wat nie God se seun is nie, en hy het geen geboorte of dood gehad nie. Slegs 'n mens het tweede persoon van die goddelike drie-eenheid verwerking. So toe Jesus was op aarde gebore, maar hy was van ewig af daar gewees. So hy was nooit 'n begin of 'n einde gehad nie. Hy het wel 'n aardse geboorte en 'n aardse dood gehad, maar hy was van ewig af gewees en sal tot ewig wees. Handelinge 13:33 verklaar dit so mooi, sê soos daar ook in die tweede Psalm geskryf is, U is my seun, vandag het ek U gegenereer. So Melchisedek was 'n gewone man. Hy was groter as Abraham. So wat is die tweevoudige doel van Hebreërs wanneer hy praat oor Melchisedek? Dit is om te wys dat Jesus Christus die persoon was waarvan in Psalm 110 geprofeteer is. So in Psalm 110, hy 7 versies lang, praat hy van Melchisedek. Profeteer Dawid hierdie. In vers 4, hy sê die Here het gesweer en dit sal hom nie berou nie. U is priester vir ewig volgens die orde van Melchisedek. So Dawid skryf dit lank voor Jesus gebore is, profeteer hy dat die Messias sal, sê God, hy sê die Here het gesweer, en dit sal hom nie berou nie. U, Jesus wat sal kom, Messias wat sal kom, is priester vir ewig. Nou wat was die ander priesters? Was tydelike priesters. Volgens die orde van Melchisedek. Hoekom is dit so gewees het? Onthou, want Jesus was nie uit die Levitiese stam nie. Ons sal daarna kyk nou in 'n rukkie. Om die besware van die Jode teen Christus se priesterskap te beantwoord, op grond daarvan dat hy nie 'n priester afkomstig uit die antitype van Aaron was nie, wat in Levitikus ons gegee is. Hier wys Hebreërs dat dit nie nodig was vir die priester om uit 'n spesifieke stam te kom nie, want Melchisedek was 'n priester van die Allerhoogste God en nie van Abraham of Aaron nie. Hy was 'n Kanaaniet. So met ander woorde, Jesus was uit die stam van Juda, waar die konings gebore was. Maar hy moes ook hoëpriester wees. En lang voor die priesterstelsel in werking getree het, was die Melchisedek koning en priester van die Allerhoogste gewees. En het kom Dawid lang voor Jesus geboorte, en hy sê die Messias sal 'n priester wees uit die orde van Melchisedek, en dit kwalifiseer Jesus om vir ons hoëpriester te wees. Hy hoef nie uit die Levitiese stam te gekom het. Vers 2, Hebreërs 7 vers 2. Aan wie Abraham ook 'n 10de deel van alles gegee het. Hy was in die eerste plek volgens die uitleg koning van die geregtigheid, en dan ook koning van Salem, wat vrede beteken. Dit is die koning van vrede. Hebreërs 7 vers 3. Sonder vader, sonder moeder, sonder geslagsregister, sonder begin van dae of lewenseinde, maar gelykgestel aan die seun van God, bly hy priester altyd deur. Vers 4. Let nou op hoe groot hierdie man was, aan wie selfs Abraham, die aardsvader, 'n 10de van die buit gegee het. So Abraham het hom geëer, hierdie koning van Salem, Melchisedek. 'n man was
Hy was 'n man. Hy was 'n man en selfs groter as Abraham, die bron van die Joodse ras. Daar bly geen misterie oor in die lig van die feite hier nie. Met ander woorde, die woord sê hy was 'n man. Baie mense wil sê dit was Jesus incarnated. Hy was Melchisedek en hy was 'n man. Goed, Christus is beter as Melchisedek. Hoekom? Christus sal die toekomstige ewige koning van Jerusalem wees. Wanneer Jesus terugkom, nuwe hemel, nuwe aarde, nuwe Jerusalem, sal hy vir ewig die koning wees. Melchisedek was vir die vorige tydelik was hy 'n koning gewees oor Jerusalem, Salem daai tyd. Christus is 'n ewige priester, Melchisedek was net 'n tydelike priester. Christus is God, Melchisedek was net 'n man. Christus is die ewige koning van geregtigheid, Melchisedek was net tydelik. Christus is die ewige koning van vrede, Melchisedek was net tydelik. Christus is 'n ewige wese, Melchisedek was nie. Christus is 'n ewige wese, het geen vader, moeder, begin van daar of einde van lewe gehad nie. Melchisedek het al hierdie dinge gehad, dit was net nie opgeteken nie. Christus was die antitype, Melchisedek was die tipe van die ewige priesterskap. So, hy was net 'n tipe van, terwyl Christus was dit gewees, die ewige priesterskap. Vers 5, nou het hulle wat uit die seuns van Levi die priesterskap ontvang, wel 'n gebod om volgens die wet van die volk tiendes te neem. Dit is van hulle broers, of skoon hulle dit uit die lende van Abraham voortgekom het. Maar, hy was nie uit hulle geslagsregister afgelei nie. Het van Abraham tiendes geneem en die besitter van die belofte geseën. So die Bybelkommentators vra hierdie vraag. Hy sê, moet God aanvanklik tiende betaling onder hierdie priesterskap vereis en dit dan staak toe Christus na hierdie orde priester geword het? Moet 'n blote tipiese priesterskap ondersteun word en nie die ewige priesterskap self nie. So wanneer dit kom by die vraagstuk oor tiende, die tiende was reeds in die woord gewees of na die tipe van Christus toe. En dan sê hulle, nou maar, as dit net op die tipe van toepassing is, hoekom is dit nie van toepassing op Christus nie? En dis die vraag wat hulle vra, dis 'n wat noem hulle 'n retoriese vraag, iets wat jy vir jouself moet antwoord. Hebreërs 7 vers 7, nou word sonder enige teespraak die mindere deur die meerdere geseën, vers 8, en hier neem wel sterflike mense tiendes, maar daar een van wie getuig word dat hy lewe. En om so te sê, het ook Levi wat tiendes ontvang het, deur Abraham tiendes gegee. So diegenes wat tiendes ontvang het, betaal ook hulle uit hulle eie inkomste. Hierin was Abraham die verteenwoordiger van tiende betaler vir al die nageslagte wat sou kom. Vers 10. Want hy, Levi, was nog in die lende van sy vader Abraham toe Melchisedek hom tegemoet gegaan het. So met ander woorde, die Levitiese stam en die reëls en die goeders het nog nie eers bestaan nie. Hulle was nog in die lende van Abraham gewees. In die Engels sê dit so, as for Levi was still in the loins, the unborn of his forefather Abraham, en Melchisedek met with Abraham. So, vers 11, as daar dan 'n volkomeheid deur die Levitiese priesterskap was, want met die oog daarop het die volk die wet ontvang, waarom was dit nog nodig dat 'n ander priester moes opstaan volgens die orde van Melchisedek en dat hy dit volgens die orde van Aaron genoem word nie? Nou daardie woordjie daar in vers 11 wat hy sê volkomeheid is in die Engels sê hulle is perfection, en Grieks beteken dit completing or finishing or anything, so as to leave nothing imperfect or wanting. Translated perfection or performance. Dit beteken die Levitiese priesterdom gebrekkig was. Omdat dit gebrekkig was, moes 'n ander hoëpriester opstaan volgens die orde van Melchisedek, want die Levitiese stelsel was gebrekkig. Die stelsel self was bloot 'n skaduwee en was nie die werklikheid van die ewige priesterskap nie, van Christus nie. Dit het 'n perfekte stelsel verteenwoordig
dit het gewys op 'n perfekte offer wat sonde sou wegneem, maar was hulpeloos om van sonde te reinig. Dis hoekom ons vandag 'n nuwe verbond het, want die ou verbond was gebrekkig. Die ewige priesterskap wat deur die Melchisedek getipeteer was die oorspronklike priesterskap. Dis 'n ding wat ons nou hier moet raak sien. Dis 'n belangrike ding. Die oorspronklike priesterskap, volgens die orde van Melchisedek, was jare voor die Levitiese stelsel. So die oorspronklike priesterskap is nie die Levitiese stelsel wat saam met Moses gekom het nie. Die oorspronklike priesterskap was Melchisedek. Lank voor die Levite op die sien gekom het. Ons dink baie keer hulle is die oorspronklike priesterskap. Nee, Melchisedek was. En Christus was in die orde van Melchisedek, lank voor die Levitiese priesterskap. En meer as 600 jaar na die Levitiese priesterskap ingestel het Dawid deur die Heilige Gees geprofeteer dat 'n ander priester, 'n perfekte een, volgens die orde van Melchisedek sou opstaan. Terwyl die Levitiese priesterskap aan die gang was, 600 jaar lank al, sê Dawid deur die Heilige Gees, daar kom 'n nuwe priester, volgens die orde van wat dateer lank voor die Levitiese priesterskap was. Dit sien ons in Psalm 110. Die wet het dus nie die oorspronklike priesterskap bevat nie. Wat tipies in Melchisedek bestaan het in Christus Jesus, het dit 'n werklikheid geword. So dit was 'n tipe van dit wat sou kom. So dit het 'n werklikheid geword in Jesus. Hebreërs 7 vers 12. Want met verandering van priesterskap kom daar noodsaaklik ook 'n verandering van wet. Dit is ook 'n belangrike ding. Die priesterlike orde van Aaron is nou afgeskaf om plek te maak vir die oorspronklike priesterskap. So wat het gebeur? Wat sê hy hier in hierdie, wanneer die priesterskap verander het die wet ook verander. So die priesterlike orde van Aaron is nou afgeskaf om plek te maak vir die oorspronklike priesterskap wat het vooraf gegaan het, die orde van Melchisedek. Dit het dit noodsaaklik gemaak om ook die wette te verander en al die offers daarvan af te skaf wat nie volmaaktheid kon bring nie, mense met God kon versoen, hulle heilig kon maak of sondes kon wegneem nie. God het beplan om die wet en die priesterskap daarvan te verander, om Jesus Christus as die enigste priester en offer voor te stel en die evangeliese stelsel, die gospel soos ons dit vandag ken, vir die Levitiese instelling te vervang. So wat het Christus gekom? God het lang voor die Levitiese stelsel, het hy reeds gesê, dat Jesus sal wees volgens die orde van Melchisedek, en het sal terugkom na die oorspronklike priesterskap toe. God het lank al beplan om dit te vervang, en dit het ook die wet vervang. Vers 13, omdat hy met die oog op wie hierdie dinge gesê word, aan 'n ander stam behoort, weet waaruit niemand die altaar bedien het nie. Met ander woorde, hy was nie hulle Leviet nie. Jesus was nie 'n Leviet nie. Die Messias van wie hierdie dinge voorspel is, het nie uit die stam van Levi gekom nie en het geen Levitiese geslagsregister gehad nie om sy aanspraak op priesterskap te bewys nie. En dis wat die Jode vandag nog sê, hoekom kan hy nie die Messias wees nie? Want hy kan nie 'n hoëpriester wees nie, want hy was nie die Leviete uit nie. Maar hulle mis wat Dawid gesê het. Hy sal uit die orde van Melchisedek wees, die oorspronklike priesterskap. 7 vers 14, want dit is volkome duidelik dat ons Here uit Juda voortgespruit het, en met betrekking tot hierdie stam het Moses niks gesê van die priesterskap nie. Dit is meer volkome duidelik. In die Grieks beteken dit baie dat God die Levitiese priesterskap bedoel het om verander te word as gevolg van een Psalm 110 vers 1 tot 7, verklaar dat die Messias 'n priester volgens die orde van Melchisedek moet wees. Want nie net 'n priester was hy nie, maar ook 'n profeet en 'n koning. Geen van die Levitiese priesters het 'n dubbele of 'n driedubbele ampt uitgeoefen nie, soos in Jesus Christus nie. Sien, die priesters van die Levitiese stamme was net 'n priester. Hulle was nie ook 'n koning of 'n profeet nie. Maar Jesus was al hierdie gewees, omdat hy die stam van Juda gekom het, was hy koning.
En sy priesterskap was die oorspronklike priesterskap uit die orde van Melchisedek. Hebreërs 7:15, en nog baie duideliker is dit, dat daar 'n ander priester opstaan, na die ewe beeld van Melchisedek. Een wat dit geword het, nie kragtens die wet van die vleeslike gebod nie, maar uit die krag van die onvernietigbare lewe. Want hy getuig, u is 'n priester vir ewig volgens die orde van Melchisedek. Want aan die een kant is daar 'n opheffing van die voorafgaande gebod, vers 18. Want aan die een kant is daar 'n opheffing van die voorafgaande gebod, weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Wat sê Hebreërs? Die Levitiese stelsel, met al sy offers en priesters en alles, was swak en nutteloos. Hoekom? Want dit kon niemand regtig vry maak nie, kon die sonde net bedek het. So, opheffing, die woordjie in Grieks, beteken afskaffing of verwerping. So, of weggedoen. So, wat is opgehef? Nie net die gebod wat beteken die ou verbond nie. Ou verbond is opgehef, so ouens wat nog in die wet wil vashou, en die ou verbond wil vashou. Hebreërs sê, dit is opgehef. Nie net die gebod aangaande die priesterskap nie, maar die hele wet. Ons het net gelees, as daar 'n verandering in priesterskap gekom het, dan moes daar ook 'n verandering in wet gekom het. Maar die hele wet, insluitende wat? Die 10 gebooie. Soos jy ooit gewonder het, is die 10 gebooie nog geldig? Dis opgehef. Maar wat nou, mag jy nou mense doodslaan? Nee, jy mag nie, want die Here se wet is mos nou op jou hart geskrywe. OK. Maar ons leef nie volgens die 10 gebooie nie. Dat die gebod hier na die wet verwys word, duidelik gemaak in vers 19. Kom ons kyk wat sê vers 19. Hy sê, omdat die wet, wat is die wet? Sinaï, wat is die wet? 10 gebooie. Omdat die wet niks volkome gemaak het nie. Mense wat volgens die wet probeer lewe, sal nie volkome gemaak kan word nie. Die wet kan jou nie red nie. Maak nie saak wat jy doen nie. Die wet kan jou nie red nie. Net die ewige priester, net die offer wat hy gebring het, net die bloed van Jesus kan jou red. Jou wet onderhouding gaan jou nie red nie. Maar aan die ander kant is daar die invoering van 'n beter hoop waardeur ons tot God nader. So wat sê hy? Vers 9, kom ons kyk weer, omdat die wet niks volkome gemaak het nie. So die wet het hoeveel goed volkome gemaak? Wat sê? Niks. Alright, niks is nog steeds niks, nada, nul. Okay. Maar aan die ander kant is daar die invoering van 'n beter hoop. Here sê, ek gee vir julle nou iets beter, waardeur ons tot God nader. Dit verwys na die bekendstelling van wat? Die evangelie, die gospel, of die nuwe verbond, en plek te maak van die ou verbond, die plek ingeneem van die ou verbond. 1 Korintiërs 11:25. So versie tussenin uit Korintiërs uit. Net soos ook die beker na die ete met die woorde. Hierdie beker is die nuwe testament, die nuwe verbond. So net voor Jesus gekruisig is, vat hy met die nagmaal ete wat hy saam met sy disippels het, en hy vat die beker en hy sê, hierdie beker is die, wat? Die nuwe verbond. Wat het Melchisedek, het ons heel in die begin gelees daar in Genesis, wat het Melchisedek mee gekom toe hy vir Abraham ontmoet het? Met brood en wyn. Dit was 'n tipering van wat? Dat daar volgens die orde van Melchisedek 'n nuwe verbond sal kom. Wat doen Jesus? Net voor sy kruisiging, hy die aand saam met sy disippels, sê hy, neem hy die beker op, 1 Korintiërs 11:25, hy sê, net so ook die beker na die ete, met die woorde, hierdie beker, hy stel 'n nuwe verbond in, wat sê hy, is die nuwe testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daar dink, tot my gedagtenis. Kom ons gaan terug na Hebreërs 7 toe, vers 20.
En vir sover dit nie sonder eedswering was nie, want hulle het sonder eedswering priesters geword. Maar hy het met 'n eedswering deur die een wat aan hom gesê het, die Here het gesweer en dit sal hom nie berou nie. Dis weer Psalm 110. U is 'n priester vir ewig volgens die orde van Melchisedek. So, die argument hier is nie dat God nog nooit versuim het om sy ede na te kom nie. Aangesien hy nie met 'n Levitiese priesterskap of die wet van Moses deur 'n eed gevestig het nie. Al wat hy met 'n eed gevestig het, is dat dit sal hom nie berou dat Christus volgens die orde van Melchisedek is nie. Hy het die Levitiese priesterskap nooit met 'n eed ingesweer nie. En daarom sê hierdie gedeelte in Hebreërs, deur eedswering gevestig, was dit vir God vry. Hy was vry om hulle na sy goeddinke te verander of af te skaf. En daarom kon die Here die ou verbond afskaf. Want hy het gesê, met die eed het hy gesweer, dat dit sal hom nie berou, dat Christus sal kom, die Messias, volgens die orde van Melchisedek. Hebreërs 7:22, en sover het Jesus van 'n beter verbond borg geword. Die Griekse woordjie vir borg is negos, wat borg of borgtog gee. Christus het die waarborg geword, dat die voordele van die nuwe verbond aan alle mense gegee sal word, wat aan die voorwaardes voldoen. In hierdie sin is hy die middelaar. So wat het Jesus sê? Ek is nou die waarborg vir jou redding. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Wanneer ek Jesus aanneem as my verlosser en my saligmaker, gee hy die waarborg vir my redding. Hebreërs 8 vers 6 en Hebreërs 9 vers 15 praat hy van die middelaar. Ek gaan gou vir julle lees. Maar nou het hy 'n voortreffeliker bediening verkry vir sover hy ook middelaar is van 'n beter verbond wat op beter beloftes wettiglik gegrond is. Daar's 'n beter verbond. Hoekom mense altyd wil teruggaan na die ou verbond toe, gaan my verstand te bowe. Want Jesus sê, dis 'n beter verbond. God sê deur sy woord vanmôre in Hebreërs, dat Jesus is die middelaar van 'n wat? 'n beter verbond. Maar hy het nou voortreffelike bediening vir sover 'n middelaar is van 'n beter verbond, wat op 'n beter beloftes wettiglik gegrond is. Hebreërs 9:15, en daarom is hy middelaar van 'n Nuwe Testament, sodat terwyl daar 'n dood plaasgevind het vir die verlossing van die oortreding onder die Eerste Testament, die wat geroep is, die belofte van die ewige erfenis kan ontvang. 'n Beter verbond, die nuwe verbond is 'n beter een in vergelyking met die ou verbond of die wet van Moses. Hebreërs 7:23. En hulle het wel priesters geword in 'n groot aantal, omdat hulle deur die dood verhinder is om aan te bly. So wat sê Hebreërs skryf, daar was 'n klomp priesters gewees. Want jy sien, daar was so iets soos 84 hoëpriesters en 'n klomp onderpriesters gewees deur die jare heen. Hoekom? Hulle was ontelbaar, want hierdie amp het verander. Soos die een hoëpriester doodgaan, moes daar weer 'n nuwe een in sy plek gekom het. So wat die hoëpriester vir ons, of die woord vir ons daar sê, die Hebreërs skrywer. Hy sê, maar hy praat van Jesus, omdat hy vir ewig bly, besit 'n priesterskap wat nie op 'n ander oorgaan nie. Jy sien, hierdie priesterskap van Jesus is syne vir ewig volgens die orde van Melchisedek. Hy gaan nie oor na iemand anders toe nie. Daarom kan hy ook volkome red die wat deur hom tot God gaan, omdat hy altyd leef om vir hulle in te tree. Hy leef vir altyd, en die woord sê om wat te doen? Vir jou in te tree. Isn't that worth just saying thank you Jesus? U leef vir altyd. Daar kom nie 'n verandering in u priesterskap nie. En u doen dit vir my. U het die middelaar geword vir my. U tree in vir my. Hoe groot is ons God nie?
Hebreërs 7:26, want so 'n hoëpriester was vir ons gepas, een wat heilig, onskuldig, onbesmet, afgeskei van die sondaars is, en wat hoër as die hemele geword het. Wat nie elke dag nodig het, soos die hoëpriesters van ouds, om eers sy eie sondesoffer te bring, en dan vir die volk nie, want dit het hy net eenmaal gedoen, toe hy homself geoffer het. Jy sien die Levitiese priesterskap was nie voldoende nie, was nie volkome nie. Hoekom? Want daardie priester was 'n mens met sonde. En dan moes hy eers 'n offer vir sy eie sonde bring, en dan kon hy eenmal 'n jaar kon hy in die plek gestaan het vir die res van die volk. Jesus was sonder sonde, en wat het hy gedoen? Hy het vir homself kom offer, en dit was 'n eenmalige offer, en dit was 'n perfekte offer. Het hoef nie oor en oor gedoen te geword het nie. Dis hoekom dit 'n beter verbond is. Hebreërs 7:28, want die wet stel as hoëpriesters aan mense met swakhede, maar die woord van die eedswering, ewige priester, orde van Melchisedek, wat na die wet gekom het, stel die seun aan, wat vir ewig volmaak is. As jy nou gewonde het, wie is Melchisedek? Hy was 'n tipe van Christus, om te wys dat Christus, die priester, volgens die orde van Melchisedek sal wees, wat lank voor die Levitiese stelsel daar was. Dis ons Jesus. Ons gaan vanoggend die nagmaal neem. En wanneer ons die nagmaal neem, dan dink ons aan wat Jesus vir ons gedoen het. Maar ek wil vanmôre hê, wanneer jy die nagmaal neem, moet dit jou herinner aan 'n beter verbond. Jesus het gekom om 'n beter verbond vir jou in te stel. En daarom vier ons vanmôre met die nagmaal, sy dood en sy opstanding, ja. Maar dankie Here vir 'n beter verbond. Dis 'n verbondsherinnering. Die Here het met 'n verbond vanmôre, het hy jou meer sy eie bloed losgekoop vanmôre. En hy het 'n verbond om jou te red aan die einde van dae, as jy tot wedergeboorte gekom het. Die nagmaal is deur Jesus ingestel op die nag voor sy kruising, maar Melchisedek se brood en wyn as 'n skaduwee. 'n teken van 'n verbond wat se kom lank voor die ou verbond ingestel is. Is nie amazing nie, vroeg in die skrif. Genesis 14 as ek nou reg onthou. Kom die Here reeds met deur Melchisedek. En hy ontmoet Abraham, wat die aartsvader is van die Levitiese stelsel wat sou kom. En hy ontmoet Abraham met wat? Brood en wyn. En reeds sê God, daar kom 'n beter verbond. Lank voor die eerste verbond nog ingestel was. Voor die ou verbond nog begin het die Here daar gesê, daar kom 'n beter verbond. Genesis 14. Daar kom 'n beter verbond. So dis nie 'n ding wat toevallig gebeur het nie. God het dit verklaar lank voor die ou verbond eers ingestel is. Daar kom 'n beter verbond. So daarom wanneer ons vanmôre in hierdie nagmaal neem, dan sê ons Here dankie dat U het reeds voorsiening gemaak en 'n belofte gemaak dat die seun sou kom om sy bloed te kom stort vir my en vir jou. En dat hy vandag vir my en vir jou intree, dat hy vir my en vir jou middelaar is, dat hy ons hoëpriester vanmôre is. Nie uit die ou verbondse stelsel nie, nie uit die Levitiese stelsel nie, maar die orde van Melchisedek. Eenmalige offer wat hy vir ons gebring het, sodat ek en jy vanmôre vry kan wees. Is ons God nie groot nie. Sy plan is net so perfek. Alles wat hy doen is perfeksie. Perfeksie. Prys hom vanmôre. Vader, ons dankie vir die bloed van Jesus.
Ons dankie vir die nuwe verbond wat ingestel is deur ons hoë priester, Here. Dankie dat ons vanmôre gered is deur die bloed van Jesus wat ons reinig van alle sonde. Dankie dat die liggaam vir ons gebreek is, Here, sodat ons heel kan wees, sodat ons genesing kan ontvang, Here, in ons liggame. Groot is U naam, Here. Groot is U naam. Dankie vir U bloed, Here. Dankie vir U liggaam en dankie vir die nuwe verbond. Vader, soos ons nou hier staan en sit, Here, wil ons onsself ondersoek en sê, Here, is daar enigiets in my lewe is, Here, wat U nie behaag nie. Father, we just want to lay it down, ons wil dit voor U belei, Here, en ons wil U vra, Here, vergewe ons vir hierdie dinge in ons lewens. We want to turn away from it, God. Our heart's desire, Lord, is to honor You and to live pure lives before You. Maar vanmôre, Here, dank ons U vir die bloed van Jesus en die liggaam van Christus. Dankie dat U elkeen nou vanmôre sal versterk, Here, wanneer ons hierdie nagmaal gebruik. Nuwe krag, Here, nuwe sterkte, terwyl ons eagerly wag op die koms van ons Jesus. Ons loof U daarvoor, Jesus.